die naam bo alle name. Dankie dat ek nie hoef te vrees wat ek hiervoor gaan sê nie, want ek gee net oor aan die Heilige Gees, en daar sal strome van lewendige waters in my binneste losbars, en dit sal uitvloei, want dis U wat praat. Mag die kerk vanoggend hoor wat die Gees van God vir hulle sê, en mag U vir hulle openbaringskennis bring uit die troonkamer van die hemel, sodat hulle oë van hulle harte sal oopgaan, sodat hulle U kan ken in 'n dieper, intense, intiemer verhouding, soos nog nooit van tevore nie. Dankie dat U hulle nou doop met die vuur van God, dat hulle met passie sal brand vir die koninkryk en die doel van die koninkryk. Dankie dat hulle elkeen mag weet wat is hulle doel, wat is U wil vir hulle lewe. Dankie dat hulle mag ontdek die erfporsie wat hulle gekry het, saam met die geheiligdes. En dankie dat hulle die krag wat binne in hulle is, ontdek vir die wat glo. Ja, Here, gee vir ons vanoggend die evangelie, die goeie nuus. Geen vermenging nie, net die goeie nuus. Terwyl U hand uitstrek en wonderwerke en tekens verrig. Heilige Gees, kom doop ons wat gevul moet word met U. Geef ons ekstra olie in ons kanne. Kom doop ons met die vuur. In Jesus naam. Amen en amen. Ok, so my tema is, ons moet eerder die waarheid spreek oor die leuen of oor die feit. Die feit is die natuurlike, dit wat jy kan voel, sien en hoor. En die feit is partykeer nie goeie nuus nie. Want alles hier onder die lyn is nie altyd volmaak nie. 1 + 1 is nie altyd 2 hier onder die lyn nie. So dis beter om die waarheid oor die feit te spreek, want die waarheid is weer 'n geestelike plek. Dis die woord van God, dit is Jesus, dis die seun van God. En daai naam is bo alle ander name. Byvoorbeeld, net so rukkie terug, toe sien ek, hier is 'n klein vet kliertjie, wat vorm hier agter op my skouer. Oh. Julle, dis nie lekker nie. Ek sien hierdie vet kliertjie wat hier vorm op my skouer. En dis daar veral waar vrouens hulle bra strap dra. En ek is soos, dis seer, is gevoelig, is nie lekker nie. En ek sê, waar kom hierdie ding vandaan? Nee, ek soek dit nie. Ek wil nie dit hê nie. Ek gaan nie met hierdie ding rondloop nie. Ek weier. En ek staan nog in die shower en terwyl ek daar staan, sê ek net, in die naam van Jesus, ek ontvang nie hierdie vet klier nie, ek is jammer. Nou so 'n maand of 2 voor dit het Calvin ook so vet kliertjie gehad. Maar syne moes uitgesny word by die dokter. Want hy het syne ontvang. Hy het nie gesê, nee, ek soek nie hierdie vet kliertjie nie, en daarom het ek geweet, ek soek nie hierdie vet kliertjie nie, want ek soek nie hierdie merkie op my skouer nie. En in elk geval, ek sê toe net, ek weier, ek aanvaar nie hierdie vet kliertjie nie, maar die feit is, die vet kliertjie was al klaar daar, dit is die feit. Maar ek het gekies om die waarheid te spreek en te sê, ek weier hierdie vet kliertjie in die naam van Jesus. Deur Jesus se strepe is ek genees en geen vet kliertjie het enige plek in my liggaam nie. Raai wat gebeur met my die volgende oggend? Daai vet kliertjie bars by homself oop. Dis nou nie baie lekker nie, maar hy bars by homself oop. Hy maak 'n roofie en 2 dae later is hy weg. In die naam van Jesus. Hy's weg. Ek het hom nog nooit weer gesien nie. Ek het nog nooit weer van hom gehoor nie. So, ek het gekies om die waarheid oor die feit te spreek. En dit is hoe dit werk. Die Bybel sê, ons moet elke gedagte kaptief vat en dit onderdanig maak aan die woord van God. So, hoe doen ons dit? Het julle gesien, daar was 'n pink olifant in die veld en toe jaag die pink olifant al die ander olifante weg. Ek weet, wat het julle nou net elkeen gedink? Julle het 'n pink olifant gesien in julle gedagtes, nê? Nee. Sien julle hoe vinnig kan iemand in jou gedagtes klim? En dan dink jy aan wat jy hoor en sien en voel? Ons moet versigtig wees
wat ons dink. Ons moet versigtig wees wat ons spreek. Ons moet versigtig wees wat se gedagtes in ons gedagtewêreld inkom. Ons moet elke gedagte kaptief vat en dit onderdanig maak aan die woord van God, die waarheid. Die waarheid. Dit is baie gevaarlik om net toe te laat dat jy aan enigiets kan dink en aan enigiets kan praat en saamstem en jy hoor hierdie leuen wat in jou kop kom en dan vat jy dit as die waarheid en jy begin saam met dit spreek en soos jy saam met dit spreek, val dit in jou hart en soos dit in jou hart val, gaan jy uiting gee daarop. En dit is hoe die vyand by ons steel. Want ons kies eerder die feit of die leuen as die waarheid. En vandag wil die Here julle kom fyn instel in julle gedagtewêreld om vir julle te sê, maar julle het die gedagtes van Christus alreeds ontvang. Julle het die gedagtes van Christus. Dis nie iets waarvoor jy moet vra of iets waaroor jy moet bid nie. Ek weet nie hoekom ons as kinders vra vir die Here goed wat hy alreeds vir ons gegee het, in plaas om dit net te ontvang en te sê, die woord sê, ek het die gedagtes van Christus. So Here, bring my gedagtes in lyn met die gedagtes van Christus. Ek wil in u gedagtes wandel vir my lewe en ek wil so naby aan u lewe en ek wil so fyn ingestel wees op wat u oor my spreek, wat u oor my sing, wat u oor my dink, as wat ek hoor, wat die wêreld op my skree, wat mense vir my sê, mense se opinies. Mense se opinies tel nie, ek het dit gister gesê. Elke keer as iemand 'n opinie lig, is dit soos 'n onderarm. Dit stink partykeer. Ander mense se opinie stel nie, dit is net wat God oor jou dink, God oor jou sê, God oor jou voel. Hy is jou lewe en jy weet hy is nou hier binne in jou. En daarom kan hy jou fyn instel in jou gedagtewêreld om elke gedagte onderdanig te maak aan die woord van God. Want soos 'n man dink in sy hart, so is hy. Jy kan nie bo die kondisie van jou hart en jou gedagtes lewe nie. Ons is gemaak om volgens dit wat ons oor onsself dink en dit wat ons spreek en dit wat ons glo en dit wat ons toelaat in ons harte. Ons is gemaak om volgens dit te lewe. Want die woord sê, bewaar jou hart, want daaruit sprei die lewe. Bewaar jou hart. Hoe bewaar jy jou hart? Here, help my om my hart te bewaar. Help my om fyn ingestel te wees, waarna ek kyk, wat ek myself meer voed en voer, wat lees ek, wat spreek ek, wat doen ek, wat hoor ek, en wat doen ek daarmee? Daarom is dit so belangrik om die woord van God te lees, kind van God. Want die woord van God is wat jou denke vernuwe. Dis die woord van God wat die waarheid is, wie Christus Jesus is. En dit is nou jou waarheid, want jy en hy het een geword. En nou alles wat in die woord staan, is die waarheid oor jou lewe. Dis die beloftes oor jou lewe. Dit is nou jou lewe, want in hom beweeg jy, bestaan nie net jy jou hele wese. So nou moet jy in lyn kom met die waarheid. Met sy gedagtes, wat jou gedagtes nou is. Dis eintlik die grootste gawe wat God vir ons gegee het. Sy gedagtes. Maar wat doen ons? Wat doen ons as ons deur 'n moeilike situasie gaan of as iets gebeur? Dan staan ons eerder op die feit, dit wat ons beleef. En ons begin saamstem met dit wat ons dink. En ons begin spreek dit wat ons sien. In plaas van om eerder die waarheid te spreek oor dit wat ons sien en ervaar en voel. Want dit gaan nie oor emosies nie, dit gaan oor die feit dat Jesus Christus vir jou gesterf het op die houtkruis. Hy het sy bloed vir jou gevloei, sodat jy kan vry wees. Want wie ook al die seun van God vry maak, is waarlik vry. En hy is binne in jou, so hy het jou waarlik vry gemaak. Jy is eintlik vry. Vry van verkeerde gedagtes. Vry van verslawings. Vry van die leuen van Satan, dat jy nie goed genoeg is nie. Vry. Want waar die gees van God is vryheid. En hy is binne in jou. So, pas op mond, wat jy spreek. Pas op gedagtes, wat jy toelaat en dink. Die tong is gevaarlik.
Die tong, is 'n klein dingetjie in die liggaam, né? Is nou nie so klein soos die pinkie nie, maar party mense se tonge is langer as ander. Het julle al gesien? Kyk, kom ons lees wat sê die woord van God oor die tong. Beheersing van die tong. My broeders, julle moenie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak, by magte om ook sy hele liggaam in toom te hou. Vir perde sit ons 'n stang in die bek, en dan gehoorsaam hulle ons, en het ons hulle hele liggame onder beheer. Dink ook maar aan 'n skip. Al is hulle baie groot en al is die winde wat hulle dryf baie sterk, word hulle tog met 'n baie klein roertjie gestuur, net waarheen die stuurman wil gaan. So is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie, en tog het dit groot mag. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe van die geboorte af tot die dood toe aan die brand, en selfs word dit uit die hel aan die brand gesteek. Jo, die tong is soos 'n vuur, dit is soos 'n klein vuurtjie wat 'n hele bos aan die brand kan steek. Dit wat jy spreek, is dit wat spoediglik na jou toe gaan aankom. Die Bybel sê, pas op wat jy spreek, want jy sal die vrug daarvan eet. Dit vat dieselfde energie om negatief te spreek oor jouself, oor jou kinders en jou man en wat ook al, net soos dit dieselfde energie vat om eerder die waarheid te spreek, die positiwiteit, dit wat die woord sê oor jou. Nee? So ons moet regtig versigtig wees en ons moet in ons verhouding op 'n punt kom en op 'n plek kom, wat ons so ingestel is oor die gedagtes wat in ons denke kom en wat ons koester, en dat ons so ingestel is, dat ons dit nie spreek nie, dat ons dit hier kaptief vat, dit onderdanig maak aan die waarheid, en dit nie eers spreek nie, dat ons besef hoe heilig is woorde is saad, en daai saad val in die geestelike wêreld, en dit bring bome op, en daai boom gaan jou hart in jou gesig slat, as dit nie goeie saad is nie. Hoeveel keer memoreer ons en kla ons en kies ons eerder negativiteit as die waarheid? Hoeveel keer? Die Israeliete het nooit in hulle beloofde land ingegaan nie. As gevolg van wat? Wat het hulle gespreek in die woestyn vir 40 jaar? Wat net 'n 11 daggie trippie moes wees. As gevolg van memoreer en as gevolg van negativiteit uitspraak en spreek. Want ons besef nie hoe kragtig is ons woorde nie. Julle, ons is goddelike wesens. Sy gees, die gees van Jesus Christus, is binne in jou. Dis hoekom jy soveel krag het wanneer jy spreek. Wanneer jy praat, kan jy skep. Jy het skepingskrag wat deur jou geskied. En daarom is dit belangrik dat jy jou woord lees en nie net 'n hoorder is van die woord van God nie, maar 'n doener. Kan ek vir julle sê, hoekom werk dinge nie altyd vir jou uit nie, en dan wonder jy, bid ek teen die plafon vas, of hoor God my net nie, of, want jy bid in die een asem, en dan in die volgende asem, dan stem jy saam met dit wat nie waarheid is hier in jou gedagtes nie, en jy begin dit spreek, en jy kanselleer nou net alles wat jy gebid het, as gevolg van malnutrition in die woord van God, want jy ken nie die waarheid nie. As jy die waarheid ken, dan is dit mos moeilik vir iemand om vir jou te jok, nee. Maar as jy nie die waarheid ken nie, dan is jy gullible, dan kan jy nogal glo wat iemand vir jou sê. Kom ons lees net gou weer hier verder. Dit steek die hele lewe van die geboorte af tot die dood toe aan die brand, en self word dit uit die hel aan die brand gesteek. Dis nou die tong. Alles wat loop, vlieg, kruip en swem, elke soort dier, word en sal deur mense getem kan word, maar geen mens kan sy tong tem nie. Dit is 'n rustelose kwaad, vol dodelike gif. Met die tong loof ons die Here, en met die tong vloek ons die mens wat as beeld van God gemaak is.
Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broer, so moet dit mos nou nie wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en brakwater opborrel nie. En 'n vye boom, my broers, kan tog nie olywe dra nie, of 'n druiwestok vy nie. 'n Brakfontein kan mos nie vars water gee nie. So, Jesus is binne in jou. Hy het vir jou strome van lewendige waters gegee wat in jou binneste moet losbars en opkom en oorvloei. En jy moet 'n seën wees waar ook al jy gaan en lewe spreek. Maar wat doen ons? Omdat ons nie die woord van God regtig ken en lees nie en genoeg tyd in die woord spandeer nie. Ons stem saam met die leuen, ons stem saam met die feit en ons spreek eerder dit. Om die waarheid te spreek is nie jy jok vir jouself nie. Jy erken, ek is siek. Maar wat sê die woord oor wanneer jy siek is? Deur sy strepe is jy genees. En wanneer jy daai woord begin spreek, deur sy strepe is ek genees. Moet dit 'n verandering bring. Een of ander tyd moet daar vir jou 'n deurbraak kom, want daai woord kan nie ledig terugkeer nie. Dit is belangrik om te besef dat jy is geskape met dunamis-krag wat binne en in en deur jou vloei. En jy kan situasies verander deur wat jy spreek en deur dit waarmee jy saamstem. Mag en krag is in die tong. En ek weet nie van julle nie, maar hierdie woord sê, geen mens kan sy eie tong tem nie. So wat beteken dit? Here, kom vernuwe my denke elke dag. Maak my honger en dors om hierdie woord te bestudeer en om elke dag genoeg tyd in hierdie woord te spandeer, sodat ek die waarheid kan ken. Heilige Gees, bring vir my openbaringskennis van die waarheid. Ek soek die evangelie, ek wil die evangelie verstaan, ek wil my erfporsie verstaan en ek wil die doel van my lewe ontdek. Help my om nie saam met die leuen te spreek nie. Help my om nie saam met die feit te spreek nie. Help my om die waarheid te bring en vir hulle wat om my ook is, wat nie die waarheid ken nie. Ek was nou die dag in 'n gesprek en een van my vriendinne praat net so lekker en sy besef nie wat sy sê nie. Maar dit het my so getref, want die Here is nou al hierdie hele maand besig met my oor hierdie, nê? Want sy self praat te veel. En sy dink nie wat sy sê nie. En amen, hoor julle, Calvin, hy stem saam. Calvin, pas op waarmee jy saamstem, jy moet nou die waarheid oor my spreek en sê nee, sy weet hoe om haar tong te beheer. Heilige Gees help. Maar hierdie vriendin en ek, ons praat lekker en sy besef nie wat sy sê nie, maar sy sê dit met soveel krag, dat dit my slat. Dit was daar by die golfbaan, maar sy sê, en ek maak my man so skrik, hy gaan amper aan 'n hartaanval dood. Jo, en dadelik voel ek, daai woord vloek het haar man getref in die gees. Want die Here is besig om my nou te leer hoe ons woorde dolke is. As ek hierso staan en spreek, dan kan ek iemand dolk in sy rug en hy kan swaarmoedig raak, want dit is eintlik hoe heksery werk. Dis ook wat Paulus sê, as jy skinder en lelik praat en mense dolk en verkeerde dinge sê oor ander mense, dan het dit 'n effek op hulle as hulle nie bidend is en teen dit staan nie. Daarom sê ek nou, elke vloek wat oor elkeen van ons ooit gespreek was, is of nou gebeur, draai ek om in 'n seën. Halleluja. Nou gaan julle verskriklik geseënd wees hierdie week. Want mense besef nie hoe kragtig is hulle woord nie. En ek voel toe, wat moet ek nou doen met my vriendin? Moet ek vir haar sê, ek sny daai vloek wat sy oor haar eie man gespreek het af, want sy sal so erg huil as haar man iets oorkom. En ek sit net my hand agter op haar rug en ek sê saggies, sy weet nie eers nie, maar ek kanselleer daai vloek vir haar. Ek sê, Here, sy weet nie wat sy doen nie. En ek wat sterker geestelik is, wat U my nou besig om te leer, ek sny daai vloek van haar man af in die naam van Jesus. Ek kanselleer dit, ek maak dit kragteloos in die naam van Jesus. Dit sal nie effek op hom uitoefen nie. In Jesus naam, en dit sal nie plaasvind nie, in Jesus naam. So dit was vir my so interessant, hoe die Heilige Gees my al hierdie maand so fyn kom instel, om te hoor wat ek dink, om te hoor wat mense sê, en dan om dit onderdanig te maak aan sy woord en sy waarheid.
Dis makliker gesê as gedoen. Ons moet wil dat hy dit vir ons doen. Ons moet sê, Heilige Gees, kom help my, asseblief. Kom help my om my tong te tem. Tem U my tong vir my. Jo, dit was amper 'n tongknoper. Tem U my tong, vir my. Ek wil nie net meer verder laat dit uitoefen en uithardloop nie. Ek leer altyd my kinders, hulle moet pas op wat hulle sê. En dan as ek iets sê, dan sê hulle, ek sny dit af in die naam van Jesus. As ek soos, o ja, mooi, well done Kamaya, well done Kees. Maar jy weet, baie keer as ons as man en vrou baklei, dan skree jy somme, ek gaan my goed vat en loop, ek is nou moeg vir jou, of ek haat jou, of ek gaan skei. En dan, is woordvloeke wat jy oor jouself spreek, want onthou, die Here het eendag vir my gesê, ek was by my skoonheidssalon, ek het mos skoonheid gedoen, toe ek en Calvin net getroud was, en hy bring toe vir my lunch, en ek kyk so af, terwyl hy uit die kar uitklim, want ek was op die 2de verdieping, en ek sien hoe loop hy, en ewe skielik in my hart voel ek, is dit lekker om jouself seer te maak, Zal? En ek sê, waar maak ek myself seer? En ek voel weer, as jy jou man vervloek, as jy van hom sleg praat by jou kliënte agter sy rug, en as jy slegte goed oor hom dink die hele tyd, en sit en top oor wat hy verkeerd doen en wat hy nie reg doen nie, weet jy wat doen jy? Jy maak jouself seer, want jy is een voor my. So dit wat jy aan hom doen, doen jy aan jouself. Wow, ja, dit wat jy oor jou maatjie spreek, wees versigtig. Dit wat jy spreek, is die vrug wat jy kan eet. Die tong is gevaarlik. Dit wat jy wil hê, dit wat jy wil sien, begin dit spreek. Begin dit spreek. Die Here het vir jou daai krag gegee. Hy het vir jou die waarheid gegee, sodat jy kan deurbrake kry, sodat jy kan vrykom. As iemand vir jou sê, jy is 'n alkoholist, dan sê jy, ek sny dit af in die naam van Jesus. Ek is vry deur die Seun, deur sy bloed het hy my vrygekoop, daai sondes van my is betaal, ek is 'n kind van Jesus. Ek is nie eers meer 'n sondaar nie, ek is 'n heiligde. Ek is 'n heiligde, ek is gereinig, ek is veilig in die koninkryk van God. En jy begin die waarheid spreek oor die feit, ja, dalk drink jy te veel, dalk word jy te veel dronk, en dit is sonde, en dit maak seer. Ek weet nie hoekom sê ek dit nou nie, maar vrou van God, begin die waarheid oor jou man spreek, of man van God, begin die waarheid oor jou vrou spreek, en sien, hoe kom daar 'n deurbraak, sien, hoe maak dit 'n verskil. Wees versigtig, al daai gedagtes wat in jou kop opkom. Soos wat dink jy nou, terwyl ek hier praat? Wat is besig om deur jou kop te gaan? Is dit die waarheid? Hoe voel jy oor jouself? Hoe sien jy jouself? Wat glo jy oor jouself? Wat dink jy oor jouself elke dag? Wat spreek jy oor jouself? Wat het al reeds in jou hart geval? En waar is jou lewe? Want dit wat jy glo, dit is hoe jy sal wees. Dit wat jy in jou hart ronddra, is wat jy gaan aan uiting gee. Ek wil ook Jakobus 1 vers 12 lees. Gelukkig is die mens wat in versoening standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê, ek word deur God versoek nie, want God kan nie verlei word nie, en selfs verlei hy niemand nie. Maar 'n mens word verlei, luister na hierdie, NB, 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Waar begin daai begeertes? Deur jou oë, in jou gedagtes, en dan begin dit jou saamsleep. Kom hier.
Daarna, as daai begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. So moenie julleself mislei nie, my liewe broers. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo af. Wow, het jy al ooit daarna of dit gelees of gehoor dat wanneer jy iets sien, daarom is dit gevaarlik om net enige iets te kyk. Nee? Want wat jy sien, kom in jou gedagtewêreld in, en dan is dit moeilik om ontslae te raak van daai gedagtes, as dit verkeerde goed is wat jy gesien het, en wat jy gekyk het. Nee, soos pornografie, is baie moeilik om daai gedagtes uit jou kop uit te kry. En dan, as jy dit gekyk het, en dit val in jou hart, dan begin jy uiting gee op dit, en dit lei na die pad van die dood. Dis hoekom die Here sê, ons moet fyn ingestel word, om toe te laat dat hy ons leer, om elke gedagte kaptief te vat, om elke gedagte onderdanig aan sy waarheid en sy woord te maak, om eerder die waarheid te spreek as die leuen. OK. Feite verander mense omstandighede. Vandag sê die feit, jy is in gebrek, môre kan dit verander. Vandag sê die feit, jy is siek, maar mediese verslae kan verander. Feite is nie altyd leuns nie, maar hulle is ook nie altyd die volle waarheid nie. So, jou mond volg jou hart. Uit die oorvloed van die hart praat die mond. Jy, wat gaan aan in jou hart? Dit wat in jou hart is dit wat by die mond gaan uitkom. En nou het ons geleer, waar begin als? En waar moet jy dit stop voor dit in die hart val? Jy het nou een geword met hom. Hy is in jou. En jy kan nou toelaat dat jy in lyn kom met sy woord en sy waarheid. Jy kan sê, Here, in myself maak ek foute, en uit daai foute uit leer ek. Maar asseblief, kom, maak oop die oë van my hart. Kom, maak my honger en dors om u woord te lees en te leer. Maak my so honger en dors om dit bo alles te wil hê, sodat ek die waarheid kan ken, sodat ek kan ontdek wat het ek geërf in u. Want as jy aanhou spreek, wys dit werklik wat jy glo en wat in jou hart is. Daarom kan jy hoor as iemand spreek wat regtig aangaan in sy hart. Het jy al ooit so daaraan gedink? So, Jesus is vir julle en hy is in julle. Wie kan teen julle wees? As hy vir jou is, wie kan teen jou kom? Geen wapen wat teen jou gesmee word, sal enigiets uitvrug nie. En elke tong wat teen jou spreek, maak jy stil. Elke dag voor jy gaan slaap, dan sny jy daai vloeke af wat oor jou gespreek is, wat van ander mense afkom. En jy maak dit kragteloos oor jou lewe. En dan begin jy vir die Here vra om regtig jou fyn in te stel en om jou bonatuurlik in lyn te bring met die gedagtes van Christus wat jy reeds ontvang het, wat jy nie probeer kry nie. Jy het nou die gedagtes van Christus en daarom het jy alles wat jy nodig het en nog meer. Jesus is vir jou. Hy is lief vir jou. Hy het reeds alles vir jou gedoen sodat jy kan vry wees. Kom ons sluit gou die oë. Here, dankie vir hierdie woord vandag en dankie dat u besig is om ons fyn in te stel in ons gedagtewêreld, sodat ons elke gedagte sal kaptief vat en onderdanig sal maak aan die waarheid, die woord van God. Dankie dat ons doeners sal word van die woord en nie net hoor wat die woord sê nie, maar ons sal doen wat die woord sê. Ons sal spreek wat die woord spreek oor die feit, oor die leuen. Help ons daarmee, Here. Ons gee nou regtig waar ons self heeltemal oor aan u. Ons gee ons tonge oor aan u. Kom help ons om eerder seën te bring waar ook al ons gaan. Help ons om 'n kinderstorie te stop in sy spore.
Help ons om mense vry te spreek. Help ons om mense vry te maak deur die positiewe vrug van die Gees, die woord van die Gees wat U bring deur U naam, Jesus Christus. Dankie, Jesus. Amen. Ons gaan nou nagmaal neem. Hierdie tafel is die tafel van die Here, maar dis ook die tafel wat hy vir my en jou voorberei het voor die aangesig van ons vyande. Hy het vir ons hierdie tafel voorberei en almal is welkom, want hy het gesê, wanneer julle bymekaar kom, neem nagmaal, drink my bloed, eet my liggaam, doen dit soveel as moontlik in herinnering van wat ek vir julle gedoen het. Want ek het vir julle gaan sterf op daai houtkruis en my bloed het julle sondes weggevat, so ver as die ooste is van die weste, om dit nooit weer te onthou nie. En ek het vir julle houtkruis toe gegaan, sodat julle saam met my gekruisig kon word, sodat julle saam met my begrawe is, sodat julle saam met my opgestaan het in opstandingskrag, sodat julle saam met my in hemelse plekke sit. Dankie Jesus, dat die ou ding is verby, die nuwe het gekom. Jy's heeltemal 'n nuwe skepsel, heeltemal 'n nuwe skepping. Want wanneer 'n nuwe skepping praat, is dit nie meer die omstandighede wat regeer nie, maar die woord van God wat deur jou mond vrygelaat word. Jy's heeltemal 'n nuwe skepping. Jy het die gedagtes van Christus. Jy sit in hemelse plekke, jy kyk af op jou omstandighede en situasies, en jy besef, jy praat nie net nonsens nie. Jy staan terug, en jy begin die waarheid spreek oor elke situasie in jou lewe. Gaan en bid saam en bid vir mekaar. Sny alle woordvloeke af wat jy oor jouself glo en spreek. Sny alle woordvloeke af wat jy oor mekaar spreek en proklameer die waarheid oor mekaar. Proklameer die bloed van Jesus oor mekaar. Proklameer die naam van Jesus oor mekaar, want dit is wat daai tafel voor is. As God vir die voeltjies daar buite sorg, hoe te meer sal hy nie vir jou sorg as sy kind nie. Hy sorg nie net vir finansies en vir wat jy nodig het nie. Hy sorg vir jou hartsbegeertes, maar hy sorg ook dat jy gesond sal wees in gees, siel en liggaam, dat jy in lyn sal kom in jou gedagtewêreld en dat jy die woord sal vat as die waarheid en altyd eerder die waarheid kies as die feit of die leuen. En dit is wie hy is. Mag hy elkeen van julle vandag so fyn instel om te hoor wat jy dink en om dit kaptief te vat en om die waarheid te kies en dit onderdanig te maak aan die waarheid en om die waarheid te spreek teen wat ook al in jou lewe aan die gang is. Amen.